Wil ek net vra dat U die oë sal sluit. Vader, ek wil vanmôre kom en ek wil elkeen wat siek is in U naam opdra. Vader, ek wil vra dat U Gees om elkeen sal omhul en sal aanraak en dat U bloed van genesing oor elkeen sal vloei vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ek spreek U Gees en ek spreek U lewe oor elkeen. Ek dra elkeen wat in ons gemeente is, of dit nou verkoue is, of iets ons weet, Reinhard se maas in die hospitaal, en ek bid in die naam van Jesus Christus, dat die lewe sal posvat en genesing sal gebeur in alles in U wil. Ons glo vanmôre, Vader, U is die God van alle gode, U is die koning van alle konings. En as ons saam is en ons glo saam, there's nothing that can stop you, God. There's nothing that can stand in your way. And I speak life again and again and again. I speak your joy. I speak your Holy Spirit to burn fire in each heart. Ek loof en ek prys U vanmôre en ek dank U, Vader, vir die Heilige Gees wat so tasbaar is. So tasbaar is. Thank you, Lord Jesus. We praise your name on high, Lord Jesus. We lift you up. Ek hoop almal van julle kan vanmôre sê dit is goed om in die huis van die Here te wees. Amen. Daar is niks so lekker om hier in te stap en te sing. En God se Gees vul jou so nie. Ek dink ek bewe nog. Dis goed om tyd saam met die Here te spandeer en hy jou so verkoop. Amen. My boodskap vanmôre is 'n hele hoofstuk wat ek graag vir julle wil lees. Ek hoop julle sal my vergewe, maar ek gaan hom ongelukkig vir julle in Engels lees. Ons gaan na Spreuke 11 toe. Ek gaan hom vir julle uit die Passion Translation uitlees. Die dames wat gewoonlik saam met ma stoor in die oggende is en met samekoms en so ons al weet, sy love hierdie vertaling van die Bybel. Wat ek hou van dit is hoe hy sy woorde uitsit en ek het hom vergelyk met 3 ander vertalings, so hoor net wat sê die woord. Dishonest business practice is something that Yahweh truly hates, but it pleases Him when we apply the right standards of measurement. When you act with presumption, convinced that you're right, don't be surprised if you fall flat on your face, but humility leads to wisdom. Dis vers 1 en 2. Ons daaglikse lewe en goed wat ons doen, is hoe ons leef. Daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat ons sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ja, dis goed wat ons sê, maar ek dink ons dade spreek louder as ons woorde. So dit wat ons doen elke dag in ons daaglikse lewe, teenoor mede-werkskollegas, teenoor ons familie, teenoor mense wat ons in die straat raakloop, selfs teenoor die ou wat by die robot staan en bedel. En ons rede hoekom ek dit vanoggend noem, ek sal nou terugkom na dit toe. Maar God sê oneerlikheid. Daar's een van die ander vertalings wat praat van fraud. As jy oneerlik is in jou daaglikse besigheid, dit walg God. Hy hou niks daarvan nie. Dit beteken as jy 'n leuen vertel, as jy klaar aan die verkeerde kant van die spoor, as ek dit so kan sê. Hy vra dat ons met opregtheid en eerlikheid ons besigheid sal ry. Dit kan enigiets wees. Fisiese besigheid wat ons het met mense wat onder ons werk,
Of selfs ons daaglikse besigheid. Gaan inkopies doen en ons loop mense raak. Dit het in alle aspekte te doen. En dan die tweede een wat hy sê van op dit, in die boodskap sê hy, eers kom maar vermetelheid en dan kom maar skande. It will be revealed. En jy gaan skaam kry oor dit wat jy gedoen het. Hoekom sê ek dit gaan gebeur? Want die woord sê so. Die Bybel sê jy gaan dit ontvang, as jy nie eerlik is nie. Ek het in die woordeboek gaan kyk, as jy gaan kyk na humility, die beskrywing vir humility sê, the quality of having a modest view of one's value or importance. Modest. Jy kyk nie met judgment nie, en jy kyk definitief nie met, ek het mooi klere as jy, ek het meer geld as jy, ek het 'n mooier kar as jy, na die volgende persoon nie. Ek gaan het weer lees. The quality of having a modest view of one's value or importance. Dis wat humility is. Nou gaan ek die vers weer vir julle lees, vers 2. When you act with presumption, convinced that you are right, don't surprise to fall flat on your face, but humility leads the wisdom. Wat is wysheid? Wysheid is, ek wil sê die regte wysheid is hierdie. Amen. Die woord wat jy leer en in jou hart bære, en dit wat jy hieruit leer, gebruik as 'n basis om jou besluite op te maak van 'n daaglikse lewe. And if you don't know this answer off by heart because you haven't read it yet, then you pray and you ask God before you make a decision. Dit is wysheid. Dis die ware wysheid wat ons moet gebruik om 'n besluit te maak van hoe ons gaan reageer met alles wat vandag in ons lewe gebeur. Ek kom van 'n plek wat ons vrouens, ek weet nie, julle man sê altyd ons is moeilik om verstaan te word. It's because we run on emotions. Die manier hoe ek nou voel, gaan veroorsaak hoe ek reageer. Dis ongelukkig so, ons vrouens doen eers en dan dink ons later. Want ons emosie hardloop met ons weg. Die probleem met dit is, daai emosie kan dalk verkeerd wees, en omdat ons nie dink voordat ons sê nie, dan hardloop ons in die verkeerde rigting en dan kom hierdie twee snydende swaard. En hy spreek dood op die volgende persoon, omdat ek nie eers my hart in lyn bring met God, en dan reageer nie. So as daai taxi voor my inry, wat sê ek? Ek praat nie eens van skelm gaan te kere nie, net dit wat ek sê. Daai woorde wat ek spreek ek oor daai ou se lewe, sonder dat hy daarvan weet. En God sê in hierdie woord, wat jy spreek, sal gebeur. Jy bind daai man se lewe om nie in die koninkryk van God in te kom nie. Jy kan vir hom vergifnis vra, maar jy daai ou gebind. As jy voor God op sy troon gaan staan, gaan hy vir jou sê, hoeveel bloed het jy op jou hande? Want daai ou is nie vandag hier in die hemel nie. So my opskrif vanmôre is, hoe leef ek vir God elke dag? En hierdie hoofstuk is eina. Hy gee jou baie leiding, maar ek het 'n Jimmy Swaggart Bybel by die huis wat 'n paar goedjies sê, en langs die tweede vers het hy 'n nota wat hy sê. As hierdie hoofstuk, hoor mooi, as Proverbs 11 hierdie hoofstuk toegepas word
In ons daaglikse lewe, dan het ons geen probleem om in die hemel te kom nie. Nou gaan ek vir julle verder lees, dan sê julle vir my of dit waar is. Vers 3. Integrity will lead you to success, but treachery will just destroy your dreams. When judgment day comes, all the wealth of the world won't help you one bit. So be rich in righteousness, for that's the only thing that can save you in death. Those with good character walk on a smooth path, with no detour or deviation, but the wicked keep falling because of their own wickedness. Integrity will keep a good man from falling, but the unbeliever is trapped, held captive to his own sinful desires. When an evil man dies, all hope is lost, for his misplaced confidence goes in the coffin, buried, along with him. The righteous are snatched away from trouble, and the wicked show up in their place. The teachings of hypocrites can destroy you, but revelation knowledge will rescue the righteous. The blessing that rests on the righteous releases strength and favor to the entire city, but shouts of joy will be heard when the wicked one dies. The blessing of favor resting upon the righteous influences a city to lift it high, but wicked leaders tear it apart by their words. The quarrel with a neighbor is senseless. Bite your tongue, be wise, and keep quiet. You can't trust gossipers with a secret. They'll just go blab it all. Put your confidence instead in a trusted friend, for he will be faithful to keep it in confidence. People lose their way without wise leadership, but a nation succeeds and stands in victory when it has many good counselors to guide it. The evil man will do harm when confronted by a righteous man, because he hates those who await good news. A gracious, generous woman will be honored with a splendid reputation, but the woman who hates the truth lives with disgrace and is surrounded by men who are cutthroats, only greedy for money. A man of kindness attracts favor, while a cruel man attracts nothing but trouble. Evil people might get a short-term gain, but to sow seeds of righteousness will bring a true and lasting reward. Sorry, ek nou my plek verloor. Vers 19. A son of righteousness experiences the abundant life, but the one who pursues evil hurries to his own death. The Lord can't stand the stubborn heart bent towards evil, but he treasures those whose ways are pure. As ons mooi moet gaan kyk na al hierdie versies, praat die woord van die goddelose, hoe jy hoogmoed het en wat dit doen aan jou, dat jy geen respek teenoor jou medemens het nie, dat jy 'n ongelowige persoon is, dat jy synig is, dat jy verkeerde denke het, dat jy harteloos is, dat jy hopeloos is, dat jy vreugdeloosheid het, dat jy negativiteit het, dat jy haatdraand is. As ons mooi moet gaan dink oor enigiets wat jy verkeerd doen en sonde het, een van daai iets met dit te doen as 'n basis van ons keuses wat ons maak. Dit beteken wat ook al ons doen en sê, en is een van daai negatiewe goed, dan walg dit God.
So as Jannie by my kom, en hy sê iets vir my wat my omtwist, en ek reageer sonder om 2 keer te dink van waaraf hy kom en hoekom hy dit sê en nie eers vra nie. En ek lash terug, sorry vir die Engelse woord. En ek beklei met hom. Wat plant ek in sy lewe? As my kind na my toe kom en ek gaan nou baie, ons is na by die tyd, so ek gaan dit daar sit. Ek dink nie, kinders net wil nou nie op tone trap nie. As ek my kind groot maak om te glo, daar is 'n Kersvader, wat doen ek? Ek lieg. Dis 'n leuen. Wat 'n voorbeeld as ouer is ek vir my kind? Los het vir 'n rukkie daar. As ek in Checkers staan in 'n queue en daar staan 'n vrou met 'n trolley agter my en 'n kind wat bietjie moeilik is in die trolley en die trolley bly teen my enkels of teen my hakke stamp. Hoe reageer ek? Dis alledaagse goed. Hoe reageer ek? Sien daai kind en persoon agter my die liefde van God? Of 'n persoon wat geen patience het nie? En ja, ek verstaan, ons almal wil ons personal space hê. Maar het jy gesien die queue verder agter toe, hoe min spasie is daar vir trollies om tussendeur te kom? It will happen. Hoe reageer ek in my daaglikse lewe om God uit te leef? En om in sy wil te wees, sodat hy nie gewilg word deur dit wat ek doen nie. Nou kom ek terug na daai een wat op die robot staan en bedel. Ek, as 'n kind van God, wat in hierdie kerk sit en hom loof en prys, en glo met my hele hart dat ek hemel toe gaan, sit in die kar en sê, ek sal nie vir hom geld gee nie, want hy snyf God. Hoe weet jy dit? No offense. Nou sien jy daai ouetjie reageer en hy gooi 'n trui op die grond van ou vooraf, ek het dit ook al gesien. Wat's my reaksie? Ek sal nooit weer vir hom geld gee nie. Okay? Nou gaan ek 'n teerpunt aanbring. Maak nie saak wat jy vir daai persoon gee nie. Die moment as jy dit met die regte intensies uit jou hart uit gee, word jy gebless vir dit wat jy gegee het. Wat hy doen met dit, is op hom. So as hy dit nie wil ontvang nie, gaan hy nie die blessing uit dit kry nie. As hy dit wat jy vir hom gee, vat en hy gooi dit op die grond en hy gee nie meer om nie. Dis sy keuse. We cannot judge. Ons mag nie. Wie is ons? Ons is letterlik 'n walm in die wind. God het een woord gespreek en ons biljoene sterrestelsels geskep. Wie is ek om daai ou te judge met wat hy gedoen het met wat ek gee? Die regte waarheid is, die moment as ek kwaad word oor dit wat hy gedoen het, dink jy gaan nog jou blessing kry nadat jy dit gegee het? So wat doen jy eintlik? Jy kap jou eie blessing af. Jy sny jou eie blessing af wat jy kan ontvang van die Here oor dit wat jy gedoen het. Pastoor het al baie daaroor gepraat. Ons dade moet goed wees. God verwag dit van ons. Hoekom? Because it's portraying his love. Ja, God is eerste en ons moet hom loof en prys en ons moet in sy wil beweeg. En dade kry jou nie in die hemel nie, jou verhouding met God doen. Maar jou dade is die weerspieëling van jou verhouding met God wat jy vir ander wys. Dit is belangrik. God verwag dit.
En hier in Spreuke lees ons spesifiek alles wat ons kan kies oor hoe ons dit wil doen. Gaan ons verkeerd gaan? Dat het God walg? Of gaan ons dit reg doen? Dat ons dade 'n welrekende reek in sy teenwoordigheid kan wees. En dis moeilik. Julle, dis moeilik. Dis moeilik om nie jou emosies te laat oorvat of net vinnige besluite te maak en verkeerd te gaan nie. Maar as ons probeer, as ons aanhou probeer, gaan dit al hoe minder word dat jy verkeerd gaan doen. Gaan dit minder word dat jy die verkeerde besluit maak. Ons vra baie keer, ja, hoe bereik ons die mense daar buitekant? Hoe maak ek 'n verskil in die gemeenskap? Dis hoe jy 'n verskil maak. Ek gaan 'n voorbeeld gee. Ek het, as ek van Kreersdorp se kant af terug Randfontein toe kom, ek weet nie of julle die lang naweek robot ken, is daar 'n luipaardsvlei wat jy onder deur die brug daar na ontdekkers toe gaan ensovoort. Maar by die robot aan hierdie kant by luipaardsvlei, is daar 'n ou wat staan, hy het 'n trailer daar staan, verkoop hy vrugte. Ek het elke keer as ek daar verbygaan, dan sê hy, "Hallo mamma, hoe gaan dit?" Dis ek, "Goed, tomaat, hoe gaan dit met jou?" "Nee, alright." Sy naam is Joseph. Ek ken al vir Joseph. As Joseph my sien, dan spring hy sommer op en dan waai hy vir my. Want ek het altyd vrugteboom. Hy het naderhand gesê, "Ek wil nie, Joseph, ek het hier, nee, is alright, wat jy kan my volgende week gee." Nou het ek al vrugte op skuld gekoop. As ek weer maar verbygee, moet ek vir hom ekstra geld gee, want hy wil sy vrugte verkoop. Maar Joseph herken my. Ek het karre gechange intussen. As ek daar verbyry, sien hy my gesig en dan sê hy, "Hallo ma." Hoekom? Dis die interaksie wat ek met hom het. En ek is nogal so, as ek daar verbyry en kyk ek of die trailer daar is, dat ek hom kan hallo sê. Want dis hoe dit werk. As ek dit met almal doen by wie ek verbyry, hoe gaan daai liefdessaad wat ek plant nie ander mense se lewens aanraak nie? Hoe weet ek dat Joseph nie met sy pelle praat en sê, "Hey, daar's hierdie een mamma, jy moet haar groet, dit is 'n vriendelike tannie daai, ek love haar." Hoe bereik ek mense en raak ek mense aan met my aksies wat ek doen? Dis hoe ons God se liefde uitwys. Op hierdie stadium en in hierdie tyd van die jaar is mense so oorwerk, so depressed, so mismoedig, so hartseer, goed gebeur en ons weet naderhand nie meer nie. Statistieke wys dat in hierdie tyd van die jaar die meeste selfmoorde plaasvind. Mense kry nie werk, jy verloor hulle werk, goeders gebeur, dis hartseer. Waar sien hulle liefde en 'n bietjie hoop as ons dit nie gee nie? Waar kry daai mense die strength om môre te kan aanpak ten spyte van wat in hulle lewe aangaan, as ons wat dit wel weet dit nie kan uitleef nie? Hoe leef ek my elke dag? Ek wil iets vir julle lees. Ek het dit toevallig raak gelees, maar okay. Dis deel van hierdie hoofstuk, dis eintlik hoekom ek dit, maar ek wil eers vir julle die hoofvers lees. Vers 25. Hoor gou. Those who live to bless others will have blessings heaped upon them, and the one who pours out his life to pour out blessings will be saturated with favor. Weet julle wat beteken saturated? Het jy al 'n sponsie uit die wasbak op uitgetel? Ek weet ons mamas like dit niks nie, aan die kinders die skorrel goed gewas. En tel jy daai sponsie uit die wasbak en dan loop die water sommer so uit. Dan moet jy eintlik skel want hy raak mufferig en hy stink. Daai is saturated. So if we keep on giving and blessing people, God will, hy maak ons toe onder die blessing. En met dit word jy gesaturated with favor. God's favor. Saturated, julle, dit maak vir my bly raak. Dat God
soveel favour in my sien, net omdat ek iemand bless, ten spyte van wat daai ou doen met dit. Why do we make the decision not to give? God het ons op hierdie aarde gesit, om hom te loof en te prys, en te gee. As jy nie brood of jy wil, dan bid jy vir hom. Jy groet hom met 'n smile. Jy sê hom hier as jy in die stadion afkom, daar by die apteek. Hy staan altyd daar, dan staan hy met sy bordjie, hy's honger. Hy groet elke kar, daai oom lig sy hand elke keer op. Ek love dit, want ek groet terug. En as ek 'n geldjie, dan gee ek dit vir hom. Hoekom? It gives them hope. Jy weet nie wat in sy lewe aangaan nie, maar dit maak nie saak nie. Jy het gegee, God gaan jou bless. Môre kan jy meer gee, dan bless God jou weer. Dan kan jy meer gee. In plaas van 2 ouetjies in die pad, kan jy 5 ouetjies in die pad gee. Of jy kan iemand wat hier in die gemeente is, 'n kospakkie bymekaar maak en gee. Want God bless jou oor dit wat jy gee. And then you get saturated with His favor. Wow. Wow. Vers 31. Ek moet dit vir julle sê, want ek het nou vandag, ek is baie jammer, vir julle hierdie woord geleer. Julle het die kennis ontvang. Hoor wat sê vers 31. Ek gaan 30 en 31 lees. But a life lived loving God bears lasting fruit. For the one who is truly wise wins souls. Vers 31. If the righteous are barely saved, what's in store for all the wicked? Daai het my gevang. Ek weet dat hoe meer kennis jy opbou, hoe moeiliker is dit om by dit te bly, want dis wat die woord sê. Hoe meer kennis jy die woord uit opgeleer het, hoe meer het jy nodig om toe te pas. En God gaan jou oor jou vingers stik, as jy daai goed nie gedoen het nie, want jy die kennis opgedoen. You need to live what He teaches you. En jy kan sê, ja, maar ek het van dit vergeet nie, dit werk nie so nie. Dis hoekom jy elke dag in die woord moet spandeer en God se wil moet toepas in jou lewe. Hier sê hy, die righteous mense word barely gesave. Wat gebeur met die wicked? Daar's 'n tweede vers wat dit bevestig. Dit is in 1 Petrus 4 vers 18 wat hy sê. En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Ek gaan vir julle vers 19 net lees vir saam met dit. So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Jy lees in Spreuke wat Salomo geskryf het, van ons aksies wat 'n repercussion het, as ek die Engelse woord kan gebruik. Jy kan kies. Goed? Sag. Jou keuses lei op jou pad. En dan praat hy dit in Petrus en hulle bevestig dit wat in die woord staan. Jou goeie dade moet toegepas word. Want hoe meer goeie dade jy doen, hoe beter voel jy. Hoe meer word jy gebless en gesaturated with God's favor, the more you can give. The thing is, sodra jy goed voel en vreugde het en gebless word deur die Here, hoe meer wil jy dit doen? Hoe meer wil jy die woord leer? Want hoe meer vertrou God jou om dieper met mense te werk, dieper mense aan te raak en die woord as kennis uit te dra. Jy leer net meer. En volgens dit stuur God mense oor jou pad, want jy het die kennis om daai persoon te help om op die regte pad te kom. Nou, ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het nie, maar daar was voorheen, ek het dit al 'n paar keer gehoor, wat hulle praat van 2 lewenskeuses, hierdie highway en hierdie klein bos. En ek het altyd gewonder, hoekom het hulle altyd hierdie
klein paadjie met die bosse en die klippe en die dinge as 'n reference op God se woord van glo en nie die highway. Toe ek hierdie gestuk lees gisterand, toe besef ek, dis so maklik om die verkeerde keuse te maak. Wat beteken dit dat jy so nauweliks in God se woord moet loop, dat een besluit jou laat afdwaal. Een verkeerde woord spreek jou laat afdwaal. Jy kan nie 'n breë pad hê nie, want God het net een weg en dit is so. Hy het een weg en ons daaglikse keuse met wat ek vir iemand sê, spreek of lewe of dood, en as jy dood spreek, dan is jy van die pad af. Om het nou mooi te staan. Dan is jy van die paadjie af. Jy het dit gemis. Nou moet jy hard werk om terug te kom op daai pad, sodat jy in God se wil kan beweeg. Eindelijk. So ek wil vanmôre vir julle met hierdie vraag los. Am I willing to concentrate on what the word said of how to live and be able to bless people with the word of God and the love of God, so that I can be saturated with His favor? Ek wil nie vrees as die wederkoms kom, om te weet, is ek op daai stadium op die regte pad nie. Ons maak foute, ons is mens, jy kan nie perfek wees nie, as jy perfek is jy nie op aarde nie. Jy kan nie. Maar niks keer jou om te repent en te probeer om reg te lewe nie, want God sien dit raak en hy ken jou hart. Maar jy kan nie halfhartig in 'n ding ingaan nie. God soek nie ons om net te probeer en dit dan te los nie. God soek vasberadenheid, standvastigheid en iemand wat aanhou gaan probeer. Jy bly opstaan, jy doen dit weer. Jy bly opstaan, jy doen dit weer. Jy bly opstaan en jy doen dit weer. God is 'n God van orde. As jy gaan studies doen op die Ou Testament en jy is bietjie in dit in en jy verstaan hoe toe die Israeliete getrek het, hoe hulle die kamp elke keer opgeslaan het. Dit word gedoen in orde. Die tempel is voor en dan word al die priesters en dan bly die hoofmense en dan so gaan hy aan. En dit is netjies en agter, dit is militaristies. Nou as ons moet dink aan die ou dae van die army, hoe die mense gehardloop. Hulle het jou gewerk tot in die grond en hulle het jou letterlik afgebreek en vir jou 'n nuwe persoonlikheid gegee in die army, want jy moes so wees. God verwag dat ons militaristies in orde vir hom kan werk. You need to get rid of the nonsense and take up what's his and move with this. Fight with this. Stand up with this. Dis wat God van ons verwag. En dit is nie maklik nie, maar ek kan jou beloof as jy besluit gaan maak om dit toe te pas en dit elke dag 'n bietjie meer te doen in jou lewe voordat jy jou oë uitvee, dan is jy daar waar jy moet wees. En jy gaan geestelik so sterk wees dat jy mense kan aanraak en kan help en nog meer kan gee en jy gaan net nog meer gebless word, and then you are saturated with God's favor. Hoe wil ons daaglikse lewe leef vir God? Kry ek skaam as ek in die aand by die huis kom van die werk af oor dit wat ek gesê en gedoen het? Of kan ek met gemaklikheid op my knieë gaan en vir die Here sê, Here, dankie vir hierdie dag, dankie dat ek daai persoon en daai persoon en daai persoon kon aanraak. Vader, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Help my om dit uit te sorteer in my lewe. Of kan jy nie eens op jou knieë gaan nie, want dit wat jy gedoen het was te erg en jy weet nie om jammer te sê nie. In die begin gaan dit hard wees, want jy moet jou lewe in lyn kry en dit gaan gebeur dat jy moet baie jammer sê. But if you work to fix it, God will keep on forgiving you and He will make sure dat jy daai les leer en jou veranderinge doen accordingly. Amen.
Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie Hemelse Vader vir die woord wat ons ontvang het, vir die liefde vir die Gees. Dankie Hemelse Vader dat U so tasbaar in ons lewe is en dat U ons aanhoudend herinner aan dit wat ons as mens vir U beteken op hierdie aarde. Vir dit wat ons moet doen. Vader, en bovenal dat ons sal besef, we are worthy to do your work. We are worthy to stand up and say, I'm a child of God, let me assist you. Let me bless you with the love of God. I am worthy of doing that. You see the love and you see the preciousness and the bold of your love in each of us. Here, ek is goed genoeg. Ek is goed genoeg om te kan opstaan en sê, ek wil vir die Here werk. Ek is goed genoeg om te sê, Here, hier is ek. Ek is bereid.